the works we have done. Oh, but by thy grace and thy grace alone, to thy presence we come. Yes, into thy presence we come. Oh, but by the work we have done. Oh, but by thy grace and thy grace alone, yes, into thy presence we come. Oh, yes, yes, into thy presence we come. Oh, not by the works we have done. Oh, yes, but by thy grace and thy grace alone, yes, into thy presence we come. Hallelujah. To thy presence we come. Oh, not by the works we have done. Oh, but by thy grace and thy grace alone, to thy presence we come. Oh, yes, to thy presence we come. Hallelujah. Oh, not by the works we have done. Oh, but by thy grace and thy grace alone, to thy presence we come. Oh, yes, to thy presence we come. Oh, not by the work we have done. Oh, but by thy grace and thy grace alone, yes, into thy presence we come. Hallelujah. Oh, into thy presence we come. Hallelujah. Oh, not by the work we have done. Oh, yes, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. Oh, yes, hallelujah, 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 hallelujah. In the upper room with Jesus, oh, sitting at his nail scarred feet. Oh, what blessed sweet communion. Oh, yes, fellowship divine and sweet. Oh, hallelujah. Oh, in the upper room with Jesus.
with my Jesus, sitting at his nail-scarred feet. Oh, what blessed sweet communion. I have fellowship divine and true. Oh, yes, in the upper room with my Jesus, sitting at his nail-scarred feet. Oh, what blessed sweet communion. I have fellowship divine and sweet. Oh, yes, in the upper room with my Jesus. Oh, sitting at his nail-scarred feet. Oh, what blessed sweet communion. I have fellowship divine and sweet. Oh, Heere Jesus, ons prys U, hallelujah. Hallelujah, in the upper room with Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, will you come and take control? Let heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, will you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, yes, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, yes, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my
come and take control. Oh, let the dew of heaven fall. Praise the Here, yeah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Praise the Here, yeah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, hallelujah, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah, dankie Here vir elke ene. Let the dew of heaven fall upon everyone. Hear me out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Vader, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie Here Jesus, dat ons weet, dat ons kan deur u tot die Vader gaan. En u het gesê, julle hemelse Vader weet om goeie gawes aan die kinders te gee. Net so gee die Heilige Gees aan die wat hom dit bid. En ons dankie dat ons in hierdie aand kan bid, Here, dat die Gees van die Here waarlik oor elke een sal kom, in elke ene sal kom. Halleluja. Here, dankie vir hulle wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees, met vuur en krag en heerlikheid, spreuke in 'n Heilige Gees taal. Halleluja. Ja, dankie Here Jesus, dat ons mense het wat dit in hulle lewe ontvang het. En ons wil u eer vir elke een en ons vra Here, laat dit wat hulle ontvang het, waarlik hulle elke oomblik van die dag lewend sal maak. Halleluja, sodat hulle geestelik kan lewe, geestelik kan floreer. Baie, baie dankie. Deur die Gees, in die Gees. Die Here Jesus, ons prys U, dat die elkeen wat gedoop is sal met die Heilige Gees waarlik in hierdie dae, soos ons gesing het, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Ja, Here Jesus, ons tors elke oomblik van die dag na nog meer van die waters van die Gees. Halleluja. Lewende waters. Here Jesus, want na mate die einde nader kom, het ons meer en meer en meer nodig van die Heilige Gees waters. Help ons en gee genade en laat dit sal vloei in ons lewens tot verheerliking van U naam. Maar ons bid ook vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Here Jesus, oh halleluja. Wanneer ons dink aan die vrou by die put, wat hy gesê, drink en jy sal nooit weer dors kry. Sê, Here, gee my van daardie waters, en o Here, dis wat elke een nodig het, wat gered is, gedoop is, wat graag gevul word met die Heilige Gees. Gee vir hulle van die water. En Here, laat hulle self dit vra. U het gesê, U sal gee. Laat hom wat tors het kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat wil sê kom. Halleluja, kom drink van die waters van die lewe verniet. O Here, laat elkeen wat verlang na die vervulling met die Heilige Gees, laat die waters van lewe, Here, deur hulle hele wese sal spoel en doop hulle met die Heilige Gees tot verheerliking van U groot en heilige naam. Here, dis wat U beloof het. En dit is die belofte, die vervulling met die Heilige Gees. Dankie dat U dit doen. Laat U naam verheerlik word. Halleluja. Aan U al die lof en die eer, en ons bid
dat in hierdie aand, terwyl ons na die woord luister, Here, laat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Laat elke oor bestryk sal wees met die kosbare bloed, Here, sodat die waarheid alleen kan ingang vind. Ons prys U, Here, alles was moontlik en is moontlik deur die bloed van die Lam. Halleluja. Die Here, die oomblik as ons gered is, deur die bloed, gedoop is in water, dan is die belofte van die Heilige Gees elke ene se deel. Dankie daarvoor, Here. Ons weet alles werk deur U kosbare bloed. En Here, laat dit so vir elkeen wees. En ons wil U loof en prys dat U dit in hierdie dae doen, dat U U Gees uitgiet op alle vlees, in alle vlees. Ja, Here Jesus. Dankie daarvoor, dat die woord bly dieselfde, en die belofte, Here, is daar, om dit van die Here te verkry. Dankie, seën ons nou saam in Jesus naam. Halleluja, amen. Dank die Here, laat ons in hierdie aand so saam kan wees, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons dank die Here vir sy onfeilbare woord, en ek is pastoor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Ons het laas gepraat oor die teenwoordigheid, om in die teenwoordigheid van die Here te verkeer. Want dit is seker die grootste ondervinding wat jy in jou lewe kan kry. En hierdie teenwoordigheid van die Here in ons midde geskied deur die Heilige Gees. Weet jy waarom? Omdat ons liggaam 'n tempel van God is waarin die Heilige Gees woon. En as die Heilige Gees sy regmatige plek in my lewe het, dan waarborg ek jou, wanneer ons dan saamkom, sal ons in die teenwoordigheid van die Here verkeer. Daaruit so stil, heerlike teenwoordigheid van die Here. Oh, halleluja. Wat jy nie met woorde kan beskryf nie. Jy kan dit nie opskep in 'n beker of iets. Want dit is so wyd versprei en so heerlik, maar tog in krag, in stille krag. Oh, halleluja. Prys die Here. En as gevolg van laas Sondag aand se boodskap, het die Here met my gepraat oor die gemeenskap van die Heilige Gees. Ek wil dit uit die skrif uit verduidelik. En dit is dat as ek by die negatiewe kant kan begin, dan wil ek dit so verduidelik soos wat dit gebeur het in die begin met die skepping. God het die mens gemaak, die man en die vrou, en die Here het in die aandwindjie met die mens gewandel. Dit sê die woord. Want toe die Here, die dag toe Adam en Eva sondig, toe die Here in die aandwindjie kom, toe vind hy vir Adam en Eva nie op die plek waar hulle is nie. En hierdie is een van die grootste redes waarom ons die teenwoordigheid van die Here nie meer voel nie. Waarom die Here nie in ons midde wandel nie. Is omdat ons nie meer op die plek is waar ons gemeenskap het met die Here nie. Die gemeenskap wat die Adam en Eva met die Here gehad het, was elke aand in die aandwind. Het die Here met hulle gewandel. En ek wil net dit sê, gemeenskap beteken nie om daar stil te sit. Gemeenskap is
wanneer jy wandel met iemand. As ek met die Here wandel, dan het ek gemeenskap met hom. En die Bybel sê vir ons, hierdie boodskap, of hierdie waarskuwing. Hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowige nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Onthou dit. Watter gemeenskap? Dat is een ding wat die Here gedoen het. Toe hy die dag en die nag gemaak het hy 'n sekere tyd gegee vir die nag, sekere tyd vir die dag. En die twee kan nie gemeenskap met mekaar hê. Daarom sê Paulus, watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Ons is kinders van die lig en die ander is kinders van die duisternis. Nou watter gemeenskap kan die lig met die duisternis hê? Maar nou sê hy ook iets baie mooi. Halleluja. En dit is dat wanneer ons gemeenskap het, gaan dit oor 'n paar dinge. En dit is, ek kan saam met iemand wandel, gemeenskap hê. Ek kan, om het so klein uit te druk, ek kan by iemand gaan kuier, en ek het gemeenskap met daardie mense. Selfs wanneer ek aan die tafel van die Here sit, by die nagbordtafel, dan het ek gemeenskap met die tafel en met almal wat saam met my is. Halleluja. En dan sê Efesiërs 5 vers 11, en hou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duister nie, maar bestraf dit liewe. En hier is die ding wat gebeur het in die tuin. En dit is dat Adam en Eva het gemeenskap gehad met die Here, terwyl hulle saam met die Here gewandel het in die aandwindjie. Toe kom die duiwel in, en hier is die groot probleem. Hy het geweet, hy gaan dit nie by Adam regkry nie. En hy kom praat met Eva. En Eva kom in gemeenskap deur dit wat die duiwel spreek en sy spreek, het hulle gemeenskap. Hy het nou gemeenskap, want hulle is in die lig, Adam en Eva. En sy het gemeenskap met die duisternis, want hy is die duisternis, die duiwel. En dis waar die sondeval vandaan gekom het. Is dit Eva wat van die lig is, gemeenskap het met die duisternis. En toe sy gemeenskap het met die duisternis, en hier is 'n waarskuwing, die duiwel wat duisternis is, gebruik God se woord om met jou gemeenskap te hê, deur met hom te praat. Kom ons kyk na, daar's twee dinge wat algemeen is onder die kinders van die Here. Jy bid en die Here antwoord jou nie. Halleluja. Wat kom sê die duiwel nou vir jou? Kom. Nee. Verstaan, ek ben hy sê heel eerst vir jou, verstaan jy nie waarom die Here jou nie antwoord? Daar moet iets fout in jou lewe wees. Nee. Of jy jy het nie reg gebid nie. En dit lyk vir jou, die Here wil jou nie antwoord nie. Ek bid al so lank. Here, waarom laat U dit toe? Here, hoekom antwoord U my nie? Jy besef nie dat jy is besig om gemeenskap te hê met die duisternis nie. Waarom? Want die duiwel het jou gebed, wat jy gebid het, en dit wat jy gebid het,
God geglo het, dat die Here sal jou antwoord. En hy vat hierdie gebed van jou, en hy maak dit negatief. Want jou gebed is lig, en die oomblik as die duiwel jou gebed negatief maak, is dit duisternis. Dan het jy gemeenskap met die duisternis. Jy wat in die lig is, het gemeenskap met die duisternis. En ek wil vir u sê, dis nie net normale kinders, as jy moet mooi luister, as ek praat van normale kinders van die Here, dan praat ek van die kinders van die Here, oor die algemeen. Of hy prediker is, of hy wat ook al is. Maak nie saak. Hy is deel van die normale kinders van die Here. Halleluja. En as ek sê normaal, dan is dit mense wat die Here dien in gees en waarheid. Dis normaal. Dis ons redelike godsdienst. Selfs om ons liggame te gee as 'n lewende heilige en God ter welgevalle offer. Dis 'n redelike godsdienst. Dit meen, dis redelik. Almal wat 'n redelike godsdienst het, wat kinders van die Here is. Maar die duiwel kry dit reg om mense wat vir jou die woord van die Here bring, predikers, dat om selfs hulle gebed, wat hy positief gebid het, verander in negativiteit. Lyk my die Here wil my nie antwoord. Nou hardloop hier rond, asseblief mense, bid net saam met my. Dit lyk vir my die Here hoor my nie, asseblief help my net, bid net saam met my. Dis alles negatiewe optrede en dis die duisternis. Jy het gebid in die lig, in geloof alles, en nou ewe skielik het jy gemeenskap in die duisternis. En as jy gemeenskap het met die onvrugbare werke van die duisternis, dan meen ek een ding, dat jou gebed wat positief was, word nou negatief, en nou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis, so jou gebed gaan geen vrug lewer. En natuurlijk, dat is een ding wat die duiwel baie gou in die negativiteit kan verander, is dat jy sê jy glo God, maar wanneer die Here nie vir jou dit doen wat jy vra of wil jy nie, dan kom die vyand en hy verander jou geloof in ongeloof. Ongeloof is die onvrugbare werke van die duisternis. So wat gaan gebeur? Jou geloof gaan geen vrug of werke na vore bring. En dis alles in gebed. Kom ons wees eerlik. Daar is baie kinders van die Here wat elke dag wonder, Here, is ek reg? Is my lewe reg? Gaan ek dit maak? Here, gaan ek? Wie sê dit vir jou? Nee. Ja, en vandag is dit almal is verkeerd. Waarom? Want dis die duisternis. Wat hierdie ding op die mense gooi, op die kinders van die Here. En nou het jy een wat in die lig is, gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis. En gemeenskap, soos ek al reeds gesê het, is om saam met iemand te wandel, is by iemand te kuier, en natuurlijk die sterkste gemeenskap wat ons met ander mense het, en met die Here Jesus het, is ons woorde. En dit is waarmee Eva gemeenskap gehad het. Deur die woorde van die duisternis, die onvrugbare werke van die duisternis, om dit te glo. En wat gebeur toe? Halleluja. Toe beland sy in die duisternis. Hy het net met haar gepraat. Hy het nie met haar vleeslike gemeenskap gehad nie, want vleeslike gemeenskap is niks. Die sterkste gemeenskap met die duisternis is my woorde, my denke, my geloof. As hy my negatief kan maak, ongeloofig kan maak, dan het ek gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis gehad.
Dit het niks met vleeslike gemeenskap, wat 'n man en 'n vrou het, niks daarmee te doen nie. En ons sit vandag met hierdie probleem, in al die kerke, in 'n so groot mate, dat die mense gaan soek sielkundiges. Ek weet, die kerk stel aan pastorale beraders, of sielkundiges. Die Here weet. Die pastorale sielkundige, die pastorale een wat werk met mense wat negatief is en wat alles. As jy met hom gaan praat, dan het jy gemeenskap met die werke van die duisternis. Want sy woorde kan nie jou siek siel genees nie. Halleluja. En dan die ergste van alles is, nou is hulle pastoor se vrou is miskien 'n sielkundige, en nou, as daar 'n probleem in die gemeente is, dan moet die mense, die pastoor se vrou betaal vir 'n sessie. Dis die werke van die duisternis. Want die duiwel het met sielkunde na Eva toegekom. En sy het gemeenskap gehad met die werke van die duisternis, die onvrugbare werke, en die mensdom het geval. Wat interessant is, hy het geweet, as hy die vrou kan laat val, dan het hy vir Adam ook. Maar Adam het nie met die duiwel gemeenskap gehad. Dit meen met hom geredeneer uit die woord van God. Nee. En dit is ons grootste gevaar. Maar nou sê die woord, halleluja, jy moet dit onthou, want dit is baie belangrik. Halleluja. Hy sê, Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in gemeenskap, en in breking van die brood, en in gebede. Die lering van die apostel, in gemeenskap, in die breking van die brood, en in die gebede. Dis die leer van die apostel. Gemeenskap, in die breking van die brood, en in gebede. Daar het ons gemeenskap. En nou kom in 1 Korintiërs 1 vers 9. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus onze Here. Gemeenskap met die Seun. Nou daar is een gemeenskap wat ons met die Seun het, en dit is die nagmaaltafel. Dit is gemeenskap. Met die brood en met die beker. En met die Here Jesus, want hy is die brood en hy is die beker, die wyn. Halleluja. Sy bloed. En dit is wat God bepaal het, dat ons moet met sy Seun gemeenskap hê. Halleluja. Nie sy vrou of sy bruid wees nie, gemeenskap met hom sal hê. En die wonder van die gemeenskap is, dat ons kan met die Here Jesus praat. En hy kan met ons terugspreek. Halleluja. En so het ons gemeenskap. En ek wandel saam met hom, dis gemeenskap. Kom ons gaan net verder. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 16, die beker van die danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Halleluja. Prys die Here. Die tafel van die Here. Wanneer ek die bloed neem, die beker neem, dan het ek gemeenskap met die bloed van Jesus. Die brood wat gebreek, wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Dit meen, as ek die brood eet, het ek gemeenskap met die liggaam. As ek die bloed drink, dan het ek gemeenskap met die bloed van Jesus. Halleluja. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 18, let op Israel na die vlees, het die wat die offers
die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie. Halleluja! Ons het gemeenskap met die altaar. Waar is die altaar in die Nuwe Testament? Dis die kruis. Dit meen, ons het gemeenskap met die kruis. Want die Paulus sê, sodat die woord van die kruis nie verydel mag word nie. Want die kruis spreek met my, en ek kan terugspreek. Ontsing in die kruis, in die kruis. Sal ek roem vir ewig. Want die kruis spreek met my. Want deur die bloed van die kruis is ek versoen met God. Ek het gemeenskap met hierdie altaar, gemeenskap met die kruis. Ek het gemeenskap met die brood, ek het gemeenskap met die bloed. Halleluja. Nou sê die woord van die Here verder in 2 Korintiërs 13 vers 14, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Waarie? Halleluja. Die genade van die Here Jesus. Ons het gemeenskap daarmee. Prys die Here. En die liefde van God. Ons het gemeenskap daarmee, want God het sy liefde in ons hart uitgestort. Waardeur? Deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons het gemeenskap maar daarmee. Dis nie net iets nie. Ons roep die bloed vir reiniging, vrymaking, verlossing, vir vergifnis ensovoorts. Ons pleit die bloed. Halleluja. Dis alles goed en wel, en dis mooi, dis kragtig, dis heerlik, alles. Maar agter dit is daar iets wat baie belangrik is. Ons moet gemeenskap hê met die bloed. En dan natuurlijk wat die woord hierso sê, gemeenskap met die Heilige Gees. Halleluja. Prys die naam van die Here. Nou sê hy in Filippense 1 vers 5, hy sê oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou. Dit meen, as ek hierdie evangelie van vrede in my lewe ontvang het, dan het ek gemeenskap aan die evangelie. Gemeenskap met wie? Met hulle wat ook die evangelie versprei. En gemeenskap met die evangelie wat versprei word. Ons het gemeenskap daarmee. Halleluja. En dan sê hy natuurlijk in Filippense 2 vers 1, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innerlike teerheid en ontferming is. Paulus sê, maak dan my blydskap deur eensgesind wees. Halleluja. Halleluja. Gemeenskap van die Gees. Dan sê hy natuurlijk ook 13 vers, Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Halleluja. Hoe kan ek aan Christus se dood gelykvormig word? Deur self saam met hom te ly. Dan het ek gemeenskap. Gemeenskap in gelykvormigheid aan sy dood, gemeenskap aan sy lyde. As ons dus saam met hom ly, sal ons saam met hom verheerlik word. Dit sê Paulus in Romeine 8, die laaste versie. Halleluja. En dan natuurlijk sê hy in Filemon 1 vers 6, dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van die Here Jesus Christus. Gemeenskap van julle geloof. Halleluja. Dis waarom Judas sê, ek het dit genoodsaak om aan julle te skrywe oor ons gemeenskaplike geloof. Rabboni, halleluja. 1 Petrus 4 vers 13, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus,
moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Gemeenskap het aan die lyde van Christus. Paulus sê, ons het nog nie ten bloede weerstand gebied teen die sonde nie. Ons bloed het nog nie gevloei nie. Maar ons moet gemeenskap hê aan die lyde van Christus. Halleluja. Nou sê die woord, en hierdie is natuurlik vir my een van die mooiste gedeeltes in die woord van die Here oor die gemeenskap. En hy sê in 1 Johannes 1. Hy sê, die eerste vers, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, luister mooi, wat van die begin af was, dit meen van die begin af, wie? Die woord. In die begin het God die hemel en aarde gemaak. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Ons het gehoor, ons het gesien, ons het aanskou, ons het met ons hande getas, aangaande die woord van God. Halleluja. Dit is ek wil amper sê, die volmaakte gemeenskap met die woord van God. Nie net hoor nie, sien, aanskou, met jou hande tas. Halleluja. Jy al gevoel, wanneer jy in gemeenskap met die Here is, dat jy kan jou hand uitsteek en aan die Here vat. Oh yes, en dit gebeur. As jy in geloof daar jou hand uitsteek, omdat jy gemeenskap met die Here, dan gaan jy hom voel. Halleluja. En moet nie sê, jy kan hom nie voel nie. Oh, jy kan. Jy kan hom met jou hand tas. Kom, ons gaan net verder in die woord. Oei, prys die Here. En die lewe is openbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar was. Want wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Dit wat ons gesien en gehoor het, dit verkondig ons aan julle. Want dit is julle deel, as julle in gemeenskap met hom is. Halleluja. Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Dit wat Johannes sê, ons verkondig hierdie dinge aan julle. Dit wat ons gesien, gehoor, met aanskou het, met ons hande betas het, aangaande die lewende woord van God. Hy wat was, hy wat is, hy wat kom. Halleluja, al hierdie wonderlike. Ons getuig dit aan julle. Waarom? Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Dit meen, ons verkondig hierdie dinge aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Halleluja. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Wat het ons geleer? Die gemeenskap van die Heilige Gees. Gemeenskap met die Vader. Gemeenskap met die Seun. Johannes sê, sodat julle met ons gemeenskap het, wat gemeenskap het met die Vader en die Seun en met die Heilige Gees. Aangaande die lewende woord, ons moet gemeenskap hê met alles. Dit meen, ons moet kan hoor, ons moet kan sien, ons moet aanskou, ons moet met ons hande betas. Ons moet dit belewe, waarin gemeenskap met die Vader, Seun en die Heilige Gees. En nou sê, hierdie woorde, en dit is wat gebeur, as ons gemeenskap het, met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, aan julle van God, julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het,
en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid. Halleluja. Eva het nie net gemeenskap met die duisternis gehad. Sy het begin wandel in die duisternis. En Adam het haar gevolg. En die hele mensdom is onder duisternis vasgevang. En was vasgevang totdat die lig, halleluja, deurbreek deur die bloed van die kruis. Halleluja. Deur die bloed van Jesus. Want ek en u kan geen lig wees as ons nie deur die bloed gekom het. Halleluja. En toe die lig deurbreek deur die bloed, toe word daar weer skeiding gemaak tussen duisternis en lig. Nie tussen nag en dag nie, duisternis en lig. Die werke van die duisternis en die werke van die lig. En nou kan hierdie twee nie meer gemeenskap met mekaar hê. Want ons moet gemeenskap hê met die lig. En daai gemeenskap is om met die Here te wandel. Om in die lig te wandel. Om gemeenskap te hê met die Vader, gemeenskap met die Seun, gemeenskap van die Heilige Gees, met die Heilige Gees. Nou sê die woord verder. O, halleluja. En sê maar, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is. Jesus wat in die lig, hy is in die lig, en hy is die lig, en ons moet in daai lig wandel, want hierdie lig het geen gemeenskap met die duisternis, het geen gemeenskap met die werke van die duisternis, geen. En dis waarmee ons in gemeenskap moet wees. Gemeenskap met die lig. Daarom sê, halleluja, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Ons vertel hierdie dinge aan julle, sodat julle met ons gemeenskap, en ons gemeenskap is met die Vader en sy Seun, en ook met die Heilige Gees. Maar daar is net een manier hoe ons met julle gemeenskap kan hê, soos wat ons met die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan wees, en dit is wandel in die lig. Soos wat hy in die lig is, hoor wat sê. Dan het ons gemeenskap met mekaar. Wie? Ons, die Here en die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan het ons gemeenskap. Hierdie drie groepe, dit wat ons aan julle verkondig het, dit wat ons ondervind het, en die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis in die lig vorm dit een groot gemeenskap. En wanneer dit gebeur, o Rabboni, Rabboni, halleluja, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van al ons sonde. Dit meen, wanneer ek in die gemeenskap verkeer, in die lig, dan werk die bloed outomaties vir my, en hy reinig my van alle sonde. En dit het ek in my lewe hoeveel maal gesien, wanneer ons in daardie stille teenwoordigheid van die Here gekom het, halleluja, ek wil amper sê, daardie gemeenskap met die Vader, die Seun en Heilige Gees, daar het ek gesien, hoe die Here, deur sy bloed, my broer en my suster, reinig van alle sonde. Nie een het nodig gehad om iets van sonde te sê nie, want wanneer jy in die gemeenskap met die Vader, die Seun en Heilige Gees is, en met die Heiliges, kan die sonde nie bly staan nie. Dit moet uit. En dis net die bloed
Halleluja. Pastoor, maar ek sit al soveel jaar om verlossing te kry. Ek wil vir jou iets sê. Kom in hierdie gemeenskap. In the upper room of Jesus. Sing, come Holy Spirit, we need thee. Kom ons kom in gemeenskap van die Gees. Gemeenskap van die Seun, die Vader. Gemeenskap met mekaar, die Heiliges. En in daardie gemeenskap sal die bloed jou reinig van elke sonde. Oh, halleluja. Oh, halleluja. En daar is iemand waarmee ons gedurig deur gemeenskap kan hou. En dis met die Heilige Gees. En deur die Heilige Gees kan ons gemeenskap met die Vader en die Seun gedurig deur. Maar oh, halleluja, wanneer jy in daardie teenwoordigheid kom, waar ons gemeenskap het met mekaar, saam met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, geen taal kan dit ooit beskryf. Maar om daarin te beweeg, moet jy, dis 'n vereiste, moet jy in die lig wandel. En jy wat die lig is, moet geen gemeenskap hê met die werke van die duisternis. En die grootste werke van die duisternis is deur die listigheid van die vyand om jou te mislei, om jou te verlei, en om die waarheid van die woord te verruil vir 'n leuen wat die vyand aan jou verkondig. As dit gebeur, kan jy nie in die lig wandel nie. Want daar is net een gemeenskap. En dis die gemeenskap in die lig. Met jou broer, suster, halleluja, Vader, Seun en die Heilige Gees. Halleluja. En dit kan gebeur alleen wanneer die Here jou gedoop het met die Heilige Gees. Want die gemeenskap met die Gees, halleluja, bring jou op die plek waar die gemeenskap met jou broer en suster kan hê en ook met die Vader en die Seun. Daardie gemeenskap, daardie teenwoordigheid van die Here. Heilig, volmaak, wat voel, Here, ek kan wegsmelt voor u aangesig. Halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Vader, dit is u wat getrou is. Gemeenskap met u Seun, want as ons met hom gemeenskap het, dan sal ons met mekaar gemeenskap hê. En net die Heilige Gees, die gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons met die Heilige Gees het, kan ons bring waar ons gemeenskap het met die Seun. En dan ook saam met die Vader. Here, daarom kan ons sing, into thy presence we come, not by the works we have done. Wat is groot genade van die Here God, dat ons gemeenskap kan hê met mekaar. God met die mens, en die mens met die mens. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Dis waarom die dooping van die Heilige Gees met vuur, krag en heerlikheid en die spreek in die Heilige Gees taal. Here, wat hoeveel maal het ons dit in die verlede gesien? Wanneer die volk van God in tale begin praat. Oh, Here, laat het klink na 'n gedruis.
dan het hulle in die gemeenskap met die Vader, die Seun, deur die Heilige Gees beweeg, en ons het gemeenskap met mekaar gehad, want Here, ons het nie een ons eie taal gepraat nie. Ons het die Heilige Gees taal gepraat. En daardeur het ons werklik in hierdie gemeenskap op heilige grond verkeer. Oh, halleluja. Ons kan waarlik uitroep, Here, wat en hoe baie het ons as Pinkster verloor. Deur mense te maak in plaas daarvan om gemeenskap met die Vader, die Seun en Heilige Gees te hê. Om deur mense gesien te word. Dat ons beroem kan wees. Dat ons geëer kan word. Maar Here, in daardie gemeenskap saam met U, stroop U ons van alles van onsself. En ons besef, ons is in niks. Om as 'n herder op te tree, maak van ons in niks. Gee genade in Jesus se naam. En die Here, hulle wat verlang met die dooping met die Heilige Gees, dat hulle sal besef hoe belangrik dit is. Want deur die Gees kan hulle gemeenskap kom met die Vader en die Seun en met hulle medebroer en suster. Here, maar ons moet dit bely. Die gemeenskap onder die kinders van die Here en die Gees het verdwyn, Here. En dis die grootste teken dat ons nie meer gemeenskap het met die Vader en sy Seun. En ons laat nie die Heilige Gees toe om ons te vat na gemeenskap met die Vader, die Seun en Heilige Gees en met my broer en suster. Here, want ons let net op die uiterlike. Hoe my broer en suster optree, wat hulle doen, wat hulle sê, halleluja, en Here, daardeur word veroorsaak dat ons die gemeenskap het mekaar. Dankie dat U aan ons groot genade gee. O Here, dat U die Heilige Gees aan ons gegee het. Gedoop is met die Heilige Gees soos op Pinksterdag. En ons weet, Here, wanneer dit weer so gebeur in ons lewens, sal ons gemeenskap hê met mekaar. En met U, en die Vader, saam met die Heilige Gees. En ons weet, grootste plek waar gemeenskap gekweek word, is aan die voete van die Here Jesus. Dis waarom hy nie so mooi is. Seën my, o my Heiland, seën my. Die voete nederig, laat die liefde my bestraal weer. O Here, toon my daar U aan. Gesig, o Here Jesus, help ons. Gee my hier die Gees van Jesus. Halleluja. Ja, skep my ook sy heiligheid. Mag ek toon, ek was by Jesus. Halleluja. Ja, heiligheid.
Seën ons. O my Heiland, seën ons. Halleluja. Ja, Here, aan die voete so nederig. O Here, laat die liefde ons bestraal, Here. O toon ons daar U aangesig. Gee my, Heer, die Gees van Jesus. Oh, halleluja. Skenk ons, ja, Here, skenk ons, ook U heiligheid. Mag ons toon, ons was by Jesus. Halleluja. Ja, Here, toon ons daar U aangesig. O, gee ons, Here, die Gees van Jesus. Skenk ons ook U heiligheid. Mag ek dood, ek was by Jesus. Halleluja, ja, want hy is ons gerechtigheid. Halleluja. O, gee ons, Heer, die Gees van Jesus. O, halleluja. Skenk ons ook die heiligheid. Ja, mag ons doen, ons was by Jesus. Ja, skenk ons ook die gerechtigheid. O, ja, seën ons. O, seën ons. O, ons Heiland, seën ons. Ja, die voete so nederig. O, laat die liefde ons bestraal, Heer. Ja, toon ons dan die aangesig. Gee ons, Heer, die Gees van my Jesus. Halleluja. O, skenk ons ook sy heiligheid. Ja, mag ons doen, ons was by Jesus. O, halleluja. Ja, hy is ons gerechtigheid. O, halleluja, halleluja, halleluja. Seën ons voor my Heiland, seën. O, halleluja, aan die voete nederig. Laat die liefde ons bestraal, Heer. Toon ons naar U aangesig. Gee ons, Heer, die Gees van Jesus.
O, so sag en nederig. O, halleluja. Ek verlang te wees soos hy. Ja, ek verlang. O, ek verlang te wees soos hy. O, ek verlang te wees soos hy. Halleluja. O, prys die Here daarvoor. Halleluja. Om in gemeenskap met die Vader te wees. Die Heilige Gees, die Seun, en met mekaar. Baie dankie. Dankie Here vir die Heilige Gees. Ons prys U in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here. En ons sê vir elkeen dankie. Elke Sondag aand so saam met ons. En hierdie diens is sodat ons waarlik in gemeenskap kan kom met die Vader, die Seun en Heilige Gees en ook onder mekaar. En ons sal die seën van die Here geniet. Gee ons Heer die Gees van Jesus. Ons vra dit in Jesus naam. En ons dank die Here, want ons weet hy doen dit. Amen en amen.